Goeiemôre, dit is Woensdag die 19de Maart 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema volgend geanker in die een woord, geanker in die een woord. Matteus 24 vers 35. Die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Jesus is besig om oor die eindtye te praat wanneer hy hierdie waarheid vir ons kom vestig. Daar kom 'n dag wat alles wat ons ken, vernietig sal word, verby sal gaan, sal ophou bestaan soos ons dit nou ken. Partykeer voel ons bietjie moedeloos. Gaan dit ooit gebeur? Gaan hierdie onvolmaakte wêreld met al sy uitdagings vir ons persoonlik, in ons gemeenskappe, in ons land en wêreld, dan ooit beter raak? Gaan ons ooit kom by die plek waar so baie mense heimlik begeer, waar alles maklik is, dat alles moeitevry verloop, dat ons nie so hard hoef te werk nie, dat ons nie aan siekte en swaar kry en trauma blootgestel sal word nie, dat ons nie die mense rondom ons wat nog swaarder kry, nog meer uitgelewer is en nog meer as ons self blootgestel word aan die gevolge van misdaad, korrupsie en lomp politici in die gesig hoef te staar nie. Miskien is daar 'n innerlike moegheid binne ons almal vir en van alles wat ons elke dag op vele vlakke beleef. Om met ons eie swakhede, die swakhede van mense om ons, diegene vir wie ons lief is en mee saamleef, en ons naaste wat ons partykeer in 'n ander bloedgroep kan injaag oor wat hulle sê of doen, te moet deel, is uitputtend. Hier is die groot waarheid. Dit was deur al die eeue nog nooit anders nie. Van die dag dat die mens die kwaad bo die lewe gekies het, dood bo God, kennis van die verkeerde bo die vertroue en afhanklikheid van God se alwetendheid, stry ons 'n stryd wat ons soms laat tong op die grond sleep. Ons is moeg. Ons is uitgemergel. Ons is raad op met hierdie wêreld en oorleef of dit nou finansiëel is, of dit nou emosioneel is en of dit liggaamlik is. Dit voel of ons 'n ewige stryd voer wat ons net nooit sal wen nie. Die stryd in en teen die vlees waarvan Paulus in Romeine 7 melding maak. Dieselfde is waar vir die disippels en die mense wat saam met Jesus gestap het. Hul verwagting was 'n klein bietjie anders as dit wat God beplan het. Hulle het net soos ons net vasgekyk in hul onmiddellike wêreld, hulle onmiddellike uitdagings en hul onmiddellike omstandighede. Hulle was gekonfronteer met die feit dat hul identiteit, hul trots as nasie, hul onafhanklikheid weggeneem is en hul nie veel van 'n keuse gehad het as om deur te loop onder die afknouery en tuistering van die Romeinse regering en sy soldate nie. Hulle was blootgestel aan die siektes van hul dag, wat vrees, afstand en gebrokenheid gekweek het. Hulle was oorgelewer aan die genadeloose leringe van die godsdienstige bestel wat met die brutelose oordeel van die fariseërs, Joodse leiers en ander godsdienstiges hul dag na dag goed laat verstaan het, dat as jy skeef trap, dit verby is met jou, en dat jy nooit goed genoeg sal wees vir God nie. En hulle moes sekerlik teen hierdie tyd gevoel het, is God se belofte van die Messias wat ons kom red, die dag van die Here wat net nooit aanbreek nie. Waar? Sien God ons en ons lot raak? En nou praat Jesus oor die vyeboom, 'n simbool van vrug dra, welvaart en die welstand van sy volk. Die feit dat daar wel 'n einde aan hierdie gebroke wêreld gaan kom en dat dit met God se nuwe perfekte wêreld vervang sal word. Maar sy vertroosting is nie in die profetiese rede en bevestiging van die feit dat hierdie wêreld net tydelik is nie. Nee, sy bevestiging is in sy eie woorde, want hy spreek God se woorde. Hy is God se gesproke woord. So vandag is ons ook uitgelewer, dikwels aan leë godsdienstige verpligtinge, aan siekte en swaar kry en leed, aan politici en wêreldleiers wat doen net wat hulle wil en ons blootstel aan 'n nog groter oorlewingsstryd. En 'n wêreld wat ons geloof in Jesus bespot, ons uitjou, en 'n filosofie wat veroorsaak dat ons soms selfs God se goedheid en liefde betwyfel en wonder of hy ooit weet wat hier in ons lewens en in die wêreld aangaan. Midde in hierdie lewensworsteling kom sê Jesus, my woorde is ek
en ek sal nooit verlore gaan nie. Dit is jou motivering vandag. Verlede week het ek gevra, wat is jou woord? Het negatiewe woorde weens jou wêreld om jou dalk al jou identiteit geword? Of het jy 'n woord wat beskryf hoe jy glo en vertrou hoe jou jaar gaan eindig? Jesus kom gee ons 'n woord en daardie woord is hy self. Johannes 1 sê, in die begin was die woord, die Logos, met ander woorde, God se woord was van die begin af daar. Elke woord wat Jesus sê is waarheid oor wie God is. Die disippels en die eerste gelowiges moes op die harde manier leer dat die hoop lê nie in die uitkoms uit huidige uitdagings nie, maar in die persoon van Jesus. Dis hierdie wêreld met alles in dit sal wel tot 'n einde kom. Alles wat ons in hierdie wêreld vasklou sal tot 'n einde kom, maar hy, Jesus, wie hy is en dit wat hy sê, sal nooit vernietig word nie. Ons kan dus weet, al lyk dit donker, hopeloos en uitdagend om ons, die een woord, Jesus, is altyd daar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus, sy woord, ewig is. Midde ons lewe en uitdagings sal U nooit vergaan nie. Sal U ons nooit los nie en ons nooit vergeet nie. Dankie. Help ons om altyd aan ons Verlosser vas te hou in Jesus naam. Amen. Geniet dag en hou vas aan die een, die onverganklike woord. Dit is Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom, totdat ons volgende week weer gesels. God se rykste seën.